Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Daar was 'n tyd toe ek groot geword het in Suid-Afrika, veral ook in baie Afrikanerhuise, waar daar 'n soort ongeskrewe reël was wat gesê het wanneer familie bymekaar kom oor Kersfees, verjaarsdag of Sondag na kerk, dan praat ons oor twee goeters nooit ooit nie. En dis politiek en godsdiens. Want almal het geweet dis waar die vonke begin spat. En dis nie omdat mense nie omgegee het nie, dis juis omdat mense te veel omgee. En op 'n manier maak dit sin, want ons is mense en ons wil vrede en ons wil lag en ons wil saam eet sonder spanning in die lug. So vroeg leer jy, moenie daai onderwerp aanraak nie. En vir 'n rukkie werk dit, want die tafel bly rustig en die koffie bly warm en die gesprek bly veilig. Maar hier is die vraag wat ek vandag wil vra. En dit is, hoekom het meningsverskil so 'n slegte naam gekry? Hoekom voel dit asof as jy anders dink as ek, ons mekaar moet vermy, of moet stil bly, of afstand moet hou? Hoekom beteken verskil so maklik dat dit lei tot konflik? Want hier is die waarheid, net omdat iemand van jou verskil, beteken nie jy moet toegee dat hulle reg is en jy verkeerd is. Verskil is nie oorwinning of verlies nie, verskil is net verskil. Miskien is dit een van die mooiste stukkies wysheid wat ek al ooit gehoor het, wat sê, die lewe verander die dag wanneer jy besef, niemand is die eienaar van die volle waarheid nie. Laat dit 'n bietjie vir 'n oomblik insink by jou. Nie jy nie, nie ek nie die slimste mense wat jy ken nie. Ons sien almal net stukkies van 'n groter prentjie. En dalk is dit hoekom ons so maklik beklei oor dinge wat eintlik net perspektiewe is. Dink byvoorbeeld aan kos. Hoekom dink jy het 'n restaurant 'n spyskaart? Want mense verskil. Een mens wil steak eet en die ander een wil hoender hê en iemand anders eet net vis. Iemand wil net slaai hê en iemand wil nagereg eerste eet. En ons sit nog steeds saam by die tafel. Ons lag en ons praat en ons geniet mekaar se geselskap, selfs al lyk ons borde totaal anders. En as jy mooi dink, dis eintlik baie mooi, want verskil breek nie die tafel nie. Verskil maak die tafel interessanter. En kyk na 'n braai. Ons braai nie net een ding nie. Ons gooi steak op die vuur en chops en wors en ribs, slaai langs aan, pap en sous en braaibroodjies. Almal bring iets anders. Niemand staan op en sê ek weier om hier te eet want jy hou van slaai en ek nie. Nee, ons sit saam en ons eet saam en ons leef saam. So hoekom sukkel ons so baie om dieselfde beginsel toe te pas op idees, opinies en gesprekke? Is dit nie heeltemal dieselfde ding nie? Verskillende smake, verskillende voorkeure, verskillende ervarings, maar tog een tafel. En dis waar die probleem inkom. Wanneer iemand glo hulle is die enigste restaurant in die dorp, stel jou dit voor. Een plek, een spyskaart, byvoorbeeld net vart chops en Black Label. Elke dag, oggend, middag en aand dieselfde ding. Geen verandering, geen keuse, geen variasie nie. Hoe lank dink jy gaan mense daar kom eet? Miskien eers vir 'n tyd, want is bekend en is maklik en is veilig. Na eendag raak mense moeg. Nie omdat die kos sleg is nie, maar omdat mense verskil. Ons is gemaak vir verskeidenheid en miskien doen ons dit soms in die lewe sonder om dit te besef. Ons probeer almal om ons in ons eie restaurant inpas. Ons eie manier van dink, ons eie manier van glo, ons eie manier van sien. En as iemand nie van ons spyskaart hou nie, raak ons ongemaklik. Of erger, krities. Ons begin sê, hoekom dink mense anders? Hoekom verstaan hulle nie wat ek hier probeer doen nie? Hoekom kom hulle nie na my manier toe nie? Stadig maar seker begin iets verander. Jou restaurant raak leeg. Nie omdat mense nie honger is nie, nie omdat jy nie goed genoeg kos maak nie, maar omdat hulle nie meer welkom voel nie. En dan begin ons kla oor die mense en die klante en oor die wêreld en die ekonomie en die regering, oor alles buite ons. Maar selde vra ons, is daar plek vir verskil aan my tafel? Want jy mag nie dalk nie van lewer hou nie, dis heeltemal fyn, maar as iemand anders dit eet en geniet in jou restaurant, hoef jy mos nie kwaad te wees daaroor nie. Jy hoef nie alles self te eet om dit te respekteer nie. En dalk is dit die groot les, ons hoef nie saam te stem om saam te leef nie. Ons hoef nie dieselfde te dink om saam te sit aan die tafel nie. Ons hoef nie dieselfde bord te hê om saam met mekaar om dieselfde tafel te sit en te deel en te lag nie.
Miskien is dit hoekom soveel verhoudings breek. Nie oor groot dinge nie, maar oor die onvermoë om verskil te dra sonder vrees. Want vrees maak verskil gevaarlik. En wanneer verskil gevaarlik voel, word gesprekke stil, word harte toe, word mense verwyder van mekaar. Nou stel jou oombliekie 'n wêreld voor waar verskil nie 'n bedreiging is nie, maar 'n tafel vol verskillende geregte, waar jy kan sê, ek verstaan nie jou keuse nie, maar ek verstaan jou as mens. En dalk is dit waar vrede begin, nie in stilte nie, maar in veilige gesprek, nie in eendersheid nie, maar in respek. En miskien is die vraag wat ons vandag by ons gelos moet word is my lewe 'n tafel waar mense welkom voel, selfs al eet hulle anders as ek? Of het ek 'n restaurant gebou waar net een smaak toegelaat word? Want uiteindelik sal mense altyd kies waar hulle welkom voel. En die mooiste tafels in die lewe is nie waar almal dieselfde dinge op hulle borde het en dieselfde dinge eet nie, maar die waar almal kan saam eet en veilig voel en dit kan geniet. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.